Goeiemôre broers en susters, wat 'n voorreg is dit om vandag weer 'n keer in die erediens by mekaar te kom en die Here te prys en hom te loof. Jy weet, terwyl ek nou hier agter die kansels sit, is hier so 'n plaatjie geplak wat sê, ons wil Jesus graag ontmoet. En dit is ook my begeerte, dat elkeen van u wat hierso is vanoggend, vandag die Here wil ontmoet op 'n baie spesiale manier. Want hy kom ook om ons hier in die erediens te kom ontmoet. Baie welkom vanoggend en ons hoop u te belewenis vandag, waarna u kan gaan en gaan getuig van wat u beleef het in die erediens vanmôre. Die eerste tree wat ons vandag in ons erediens gee, is ons aanvangswoord of fotum. En ek lees graag vir u voor, dit kom uit Jesaja 41 vers 10. Luister na my stem en doen die woorde, net soos ek julle beveel. Dan sal julle vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Die genade, barmhartigheid en vrede van God onsse Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees sal met u wees. Amen. Vriende, ons gaan nou 'n loflied sing en die Here verheerlik, Psalm 146, en ons gaan saam sing vers 1, 2 en 3. Prys die Here, prys en loof hom. Kom ons almal staan, dan sing ons hartlik saam. Wanneer ons as gelowiges by die erediens by mekaar kom, het ons ook altyd die voorreg om God se wet te hoor. Want God se wet anker ons en rig ons lewens. En ek wil graag vir u voorlees uit Matteus 22, vers 34 tot 40. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het vir hom die vraag gevra en hom probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Nou wil ek ook vanmôre as 'n skuldbelydenis vir ons graag voorlees uit Psalm 130, vers 2 en 4. Luister tog na my, Here, hoor tog my hulpgeroep. Maar by u is daar vergifnis, daarom word u steeds gedien. En dan is dit wonderlik om te weet, as ons skuld bely, is God genadig, en hy gee ons ook genade, wat hy aan ons betoon. En daar lees ons uit Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Sy liefde vir ons was nie om ons te veroordeel nie, maar om ons tot geloof in hom te bring. As ons as gelowiges in hierdie liefde bly, lewe ons as verlostes. En dit kan ons doen, omdat hy al ons liefdeloosheid vergewe het. Geliefdes, kom ons staan nou en bely ons geloof deur die 12 artikels hardop te sê, waarna ons gaan bly staan vir die sing van lied 488. Baie dankie, jy mag maar staan. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het
en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. So bely ons met dankbaarheid. Kom ons bly staan nou vir lied 488. Ons gaan hartlik saam sing vers 1, 2 en 4. Helder skyn u lig vir die nasies. Terwyl jy so sit, kom ons sluit net die oë en ons bid saam. Heilig, heilig, heilig is u Vader, Seun en Gees. U is die almagtige Skepper God, wat vir u self 'n kerk op aarde versamel het om in u te glo. So kan ons ook nou ons geloof in u bely, omdat ons ook in u genade lewe. Ons eer u vir die voorreg om te glo, dat u vir ons ook die inhoud van die geloof bewerk het. Ons loof u omdat u ons nie in die nood verbygegaan het nie, maar in u Seun opgesoek het, uit die nood verlos het. Ons loof u omdat u woord vir ons alles beteken. U woord waaruit ons kan lees, sodat ons u wil kan leer. Laat ons tog daarin rus vind, omdat u wil altyd tot ons voordeel is. Here, ons bid dat u nou met elkeen van ons sal spreek, want u kinders wil luister. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. My skriflesing vanmôre kom uit Jeremia 12 vers 1 tot 6. En as u die woord van die Here vandag by u het, kan u saam daartoe blaai. Jeremia hoofstuk 12 vers 1 tot 6. Ek lees dit graag voor. Ek sal my saak vir u stel, want u is regverdig, Here. Ek sal punt vir punt my saak voor u lê. Waarom is die goddelose mense voorspoedig en het die ontroue mense geen sorge nie? U het hulle geplant, hulle het wortel geskiet, gegroei, ook vrugte gedra. Hulle neem u naam graag op hulle lippe, maar u is nie in hulle hart nie. U ken my, Here, u sien my en toets my, gesindheid teenoor u. Bring hulle om die lewe so skape by die slagplek, sonder hulle af vir die slagting wat kom. Hoe lank moet die land droog lê? Moet al die plante van die veld verdor? Die diere en die voëls vergaan, oor die boosheid van die inwoners van die land wat sê, Jeremia sal nie langer leef as ons nie. Die Here antwoord Jeremia, as die voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy teen die perde kan hardloop? En as jy net in 'n vreemde land veilig voel, hoe sal jy maak in die digte bos aan die Jordaan? Jou broers en jou familie, selfs hulle het jou verraai. Hulle het ander teen jou gewaarsku. Moet hulle nie vertrou as hulle vriendelik met jou praat nie. Tot sover die woord van die Here. My tema vir my prediking vanmôre is God se genadige oefenskool berei ons voor om in gevaar staande te bly. Jy weet, broers en susters,
As 'n mens in die bediening is, het jy die voorreg om baie keer baie goeie kollegas te hê wat saam met jou werk. Manne en vroue wat die evangelie van Jesus verkondig en 'n passie het om die evangelie van die Here Jesus te verkondig. En as ek kyk na die werk wat hulle doen, dan is ek trots op hulle. En dan voel ek, maar God het 'n missie vir die man en die vrou om die evangelie te verkondig. En wanneer iets negatiefs met hulle gebeur, raak dit 'n mens aan. Ek ontvang hierdie week een aand, terwyl ek so sit, 'n boodskap van een van my kollegas se eggenoot, wat baie hartseer is. Hy het 'n beroerte gehad, maar 'n baie ernstige beroerte. En saam met dit stuur sy vir my 'n video waar hy in die hospitaal lê. En hierdie man wat ek ken, wat 'n prediker is van formaat, wat die skrif vir mense kan oopmaak, wat duidelik kan praat, wat impak maak op mense, kan nie 'n woord sê nie. Hy probeer vir hulle iets wys en hy probeer dit uit sy mond kry, maar dit kom nie uit nie. En dit het my hart gebreek. Want ek weet dat die Here het nog groot planne vir daai man se lewe en sy bediening. En hier kan hy nou nie eers mee praat nie. En dan wonder mens baie keer, maar hoekom gebeur, en ek wil die woord lelik gebruik, lelike dinge met goeie mense? Hoekom gebeur dit? En ek as gelowige worstel baie keer met dit, en ek glo u ook. En ek vertrou die Here vir 'n bonatuurlike aanraking in sy lewe, dat God hom sal aanraak en dat hy weer die evangelie sal kan verkondig, want ek weet sy bediening en sy roeping op aarde is nog nie klaar nie. Die Here het nog groot planne met hom. Maar waarom moet hy nou deur al hierdie swaar en pyn van siekte gaan? En broeder en suster, ervaar u ook soms asof altyd daar iets gebeur? Dis altyd of mens gereed moet staan, want 'n aanval gaan nou kom. Dis 'n nimmer eindigende stroom van teenkanting wat ons baie keer in ons lewens beleef. U lewe bestaan uit 'n opeenvolging van aanslae wat u lewe versuur en verbitter. Ons belewenis is dalk heeltemal in die kolk, want daar is gedurig aanslae wat kom. Hierdie stryd is die gevolg van Satan se aanval teen God en sy uitverkorenes. En ek dink dis een ding wat ons altyd moet onthou. In Jeremia 12 lees ons dat die profeet die dae van God nie heeltemal verstaan nie. Toe hy met sy eie mense in konflik gekom het. En in hierdie hoofstuk kan net verstaan word as ons die agtergrond ken van hierdie probleme wat Jeremia op die lyf geloop het. Ons lees iets hiervan in die laaste vers van Jeremia 11. Die manne van Anatot wou Jeremia doodmaak en het hom belet om te profeteer, want hulle het nie gehou van die boodskap wat hy vir hulle gebring het nie. Sy ongelukkigheid was juis omdat sy goeie bedoelings so 'n ewige reaksie van die kant van sy volksgenote en medegelowiges ontlok het. Hy het tog in alle opregtheid die woorde van die Here aan hulle gebring. En dit is ook interessant dat baie keer wanneer ons bedien of wanneer u in die bediening is, waar jy ook al bedien, baie keer kom die teenkanting nie van buite af nie. Die teenkanting teen jou bediening kom uit die geleedere van medegelowiges uit. En dan wonder mense baie keer, waarom Here? Waarom? Oor hierdie teenkanting wat hy moes deurmaak, het Jeremia met God 'n gesprek gevoer. En hy het God vertrou. Selfs al woed daar ewige onrus om hom. En ons lees dan op dat Jeremia homself vergelyk
met die mense wat om hom is. Die mense wat hom kritiseer en fout vind by hom. En by sy boodskap. Dit tref hom dat die onregverdiges so voorspoedig is, maar die wat die Here dien kry so swaar. Dit is 'n klagte waarmee ons seker kan assosieer, want dit wil in ons daar ook lyk, of dat dit die gelowiges is, wat swaar kry, terwyl die wat onreg pleeg en kwaad doen, met hulle gaan dit goed. Ons hoor dit gedurig in die nuus ook, as jy na die nuus luister. Dit is verblywend dat die profeet nie sy ongelukkigheid op die straathoeke uitpasy nie, sodat almal dit kan hoor nie. Hy soek immers nie simpatie met mense nie, maar antwoorde by God. En ek dink dit is ook 'n wenresep. Wanneer ons teenkanting in ons lewe beleef, ons hoef nie eens met mense daaroor te praat nie. Ons kan met God daaroor praat. God verstaan en hy sal ons deurdra. Hy begin daarom die gesprek met erkenning dat God regverdig is en dat dit wat hy doen altyd die beste is wat kan gebeur. Ongeag of dit deur mense verstaan word. Broers en susters, God is soewerein. Hy het nie raadsmanne nie. En hy het ook nie wyse manne nodig om hom te sê wat hy moet doen nie. God weet wat is reg. Dit is iets wat ons ook moet onthou wanneer ons na God gaan met versoeke en klagtes. Ons moet bid met die wete dat God in beheer is, al gebeur wat ook al. Die Engelsman sê dit so mooi, God is in control. En so wil Jeremia nie met verbitterde woede na God nader nie, maar steeds met nederige afhanklikheid buig hy voor God se heerskappy in sy lewe. Hieruit kan ons baie leer, want dikwels gee ons God die skuld vir slegte dinge wat met ons gebeur. Hoekom het die Here dit met my laat gebeur? En ek het al gesien, wanneer mens kwaad is, hartseer, dan sê jy baie keer dinge wat jy nie moet sê nie. Maar ons God is so genadiglik, hy verstaan waardeur ons gaan, en hy vergewe ons weer vir enige iets wat ons sê, wat nie reg is nie. Alles wat God doen, is altyd met 'n doel, en tot ons voordeel. Dit leer ons by die apostel Paulus ook, in Romeine 8, waar hy sê, dat alles in die lewe goed of sleg, tot voordeel van die kind van God gebeur. Die rede vir Jeremia se ongelukkigheid staan opgeteken dan ook in vers 1. En hy vra, waarom gaan dit goed met die kwaaddoeners en is hulle so voorspoedig? Hulle is gelukkig en beleef vrede, terwyl hy wat Jeremia is, moet wegkruip en nie sy boodskap aangaande God mag verkondig nie. In vers 2, en steeds deel van die profeet se gesprek met God, as verdere uitbreiding van die wete dat God soewerein is die profeet eintlik besig om sy vraag self te beantwoord. Hy weet dat die Here ook die goddelose mense op aarde geplaas het. En dat God dan ook die voorspoed van die goddelose mense in sy hand hou. Hulle lot is immers ook reeds bepaal, want hulle sal nooit God se oordeel vryspring nie, al lyk hulle tans gelukkig. Aan die hand van die beeld van 'n boom verduidelik hy God se beheer oor die ganse lewe. Dit is God wat die boom plant en laat groei. Sonder hom sal geen boom ooit kan vrug dra nie. Dit beteken dat God mense toelaat om te leef soos hulle wil. Om selfs met hulle mond om te bely. Ja, mense kan voorgee dat hulle God dien, dat hulle hom ken.
en dat hulle vir hom leef. Maar God weet die waarheid. Tog staan daar aan die einde van vers 2 dat hulle ver van die Here af was. Hulle was nie aan hom oorgegee nie en hulle het eintlik God nie lief gehad nie. Hulle eie belange en begeertes was die eintlike dryfveer wat hulle voortgedrewe het en gelei het tot 'n lewe van skynheiligheid en valsheid. Ook dit het God toegelaat. Dit is 'n groot hartseer wat in die lewe met mense van sy tyd gebeur het. Hieroor kla Jeremia, maar dit is vandag steeds 'n probleem. Mense hang 'n voorgee geloof aan wat sonder enige vastigheid is. Hulle wil in die skyn van geloof leef, terwyl hulle so min van God se liefde ken en sy besluite in hulle lewe aanvaar. So word sy naam gebruik om vrede te soek, wat gemik is op selfbewaring, sodat eie belange gedien kan word. Mense aanvaar die lewe wat God gee, solank dit goed gaan, en hulle in vrede en voorspoed lewe. Hulle harte is egter ver van God af. Hulle begeertes is teen die woord van God. In vers 3 gaan die profeet dan ook voort om homself voor God te stel. Hy bely sy afhanklikheid teenoor God. Hy is nie hier besig om te roem in sy eie goedheid nie, maar juis om te wys dat God alwetend is en dat God met alles in die lewe 'n doel het. Hy kan dit sê, want hierin lê die troos waarna hy soek, terwyl hy bewus is van die onregverdigheid wat om hom aan die gang is. Jeremia weet ook dat God hom, sowel as sy vyande, deur en deur ken. Hy ken al valsheid en skynheiligheid wat Jeremia so diep grief, maar lyk asof God baie keer nie bewus is daarvan nie, maar God weet daarvan. Sy gebed in vers 3 bevestig sy troos dat God se planne altyd regverdig is. Hy beskryf hier die uitwerking van die werke van die skynheiliges deur te vertel van 'n droogte in die land. Die veld verdor en daar is nie meer voedsel nie. So ly alle mense en dier saam onder die oordeel van God en oor die sonde van die mens op aarde. Die hartseer hiervan is dat die ongelowige en skynheiliges nie besef dat dit hulle nie direk raak nie. Hulle dink nie aan die oordeel wat eendag gaan plaasvind nie, maar leef net vir hulself en vir hul genot vir vandag. God se eer is glad nie te sprake nie. Wie dink nou oor die gevolge van jou sonde, terwyl jy in 'n stroom van wêreldse plesier saamdryf? Wat kan tog gebeur as dit goed gaan? Ja, 'n mens hoor selfs die lasterlike gedagtes dat God daar niks aan kan verander nie. Wat 'n dwaase vergissing is dit net nie. Tot hiertoe het Jeremia die gesprek oorheers en in vers 5 tree God tot die gesprek toe. Hy kom nie om Jeremia moed in te praat nie, of om te sê dat dit beter gaan nie. Nee, hy verseker die profeet dat hy deur die dinge wat gebeur steeds met sy kind besig is. Die stryd van die een ding is net 'n oefenloopie vir 'n moontlike groter stryd wat sal kom in die toekoms. Elke dag se stryd het ten doel om ons as Christene voor te berei
op ernstige gevare wat voorlê. Hoe beeldryk God dit aan sy profeet verduidelik, is vir my nogal opmerklik. Want hy sê, as jy met voetgangers loop, maak hulle jou moeg. Hoe sal jy dan wedywer met perde? Dink daaraan. In ons lewe kom iets op ons pad, 'n uitdaging kom op ons pad. En ons moet daardie uitdaging aanpak met die Here Jesus Christus in ons lewe. Want dit is ons oefenskool vir iets wat in die toekoms kan kom, wat groter is. Maar dan is ons deur die oefenskool, ons is deur die School of Hard Knocks, en ons weet hoe om 'n volgende soortgelyke of ergere situasie in ons lewens te kan hanteer. Jeremia, jou stryd is 'n oefenskool om jou vertroue nog meer op God te plaas. En as sodanig is dit wat jy deurmaak. Genade van God om te verseker, jy sal ook die stryd wat voorlê kan hanteer. In Jeremia 20 vers 2 lees ons van die vervolging wat op die profeet gewag het. In Jeremia 37 word hy deur die owerhede van die tempel in Jerusalem in die tronk gegooi. Die geskiedenis vertel dat hy alles oorleef het en as getroue diensknegt van God end uitgeloop het. In die lig van sy onnugteringe oor wat in Anatot gebeur het, beleef hy werklik God se genade en voorbereiding vir wat sou kom. Hy het dalk die verraad van sy volksgenote as 'n sware stryd aanvaar. Maar dit is 'n saamstam met die voetgangers, terwyl sy stryd teen die perde nog voorlê en baie duidelik veel erger gaan wees. Jeremia moes leer om in alle omstandighede en alle stryd sy oë net op God te vestig. God is in beheer van die stryd, maar hy is ook in beheer van diegene wat die stryd voer. Dit mag dalk na 'n skrale troos klink om 'n vooruitsig te hê van 'n toekoms wat groter stryd inhou. Die troos is egter om te weet dat God jou vashou. Dat hy jou geloof en jou vertroue in hom net meer en meer sal versterk. Hoe groter jou geloof, hoe groter beteken verstaan van God se planne en God se wil. In die Nuwe Testament lees ons hoe Petrus en Johannes in die tronk gegooi is en hoe God hulle uit die tronk uit lei. Hulle moes leer dat God hulle verlosser is en dat die tronkervaring was deel van die oefenskool waardeur God hulle geneem het. Want die groter uitdagings kom nog in die toekoms. In Handelinge 4 lees ons hoe hulle verbied word om in die naam van Jesus Christus mense tot geloof te lei. Hulle sou van toe af weet dat hulle lewens niks werd is nie. En dat hulle sou later vanweë hulle geloof gedood word. Hulle afhanklikheid van God het al hoe groter geword met elke dag wat verbygegaan het. Dit het hulle staande gehou sodat hulle end uit God se hand kon beleef. Dit is, my broer en suster, wat ware voorspoed beteken. Hulle het besef dat hulle teenstanders en al die dreigemente leeg en sinneloos was, want God is in beheer van die situasie. Laat ons dan ook onthou dat in enige iets wat mag kom in ons toekoms, het God ons reeds voorberei deur 'n oefenskool in ons verlede. In die lig hiervan is die stryd en ontwrigting genade van God om ons gereed te maak om met die perde tred te hou.
Daarom kan ons bely dat ons net op God vertrou. Dat hy ons liefhet en dat ons binne in God se heerskappy berus. En dat die Here altyd in alle omstandighede ons herder sal wees. In Johannes 16 vers 33 staan daar dat ons in die wêreld verdrukking sal hê, maar ons moenie vrees nie. Want Jesus Christus het die wêreld reeds oorwin. Dit is 'n oorwinning wat ons in sy ewige rus sal inlei. Jy weet, toe ek my diensplig gedoen het, ek was in die staande mag en die weermag. En die militêre opleiding wat ek moes deurgegaan het, dit was hard. Dit was werklik harde opleiding. En eendag staan ek so, terwyl ek in die opleiding is, en jy het stres, en jy hardloop, en die stres voel net of jy op breekpunt kom. Sien ek 'n jong man, wat saam met my in die weermag is, by die telefoonhokkie, en hy vat sy hand, en hy slaan dit dwars deur daai glas van die telefoonhokkie. Nou, ek weet nie of u kan onthou wat se dik glas dit was nie. Slat hy dit deur, laat daai glas breek, laat die bloed so oor sy hand loop. En dit het my so ontstel. Ek het nie eers na hom toe gegaan en hom gevra wat dit was nie, want op daai stadium, ek self was nie baie sterk nie. Ek was uitgeput en moeg. Maar ek kan miskien dink, miskien het hy 'n meisie gehad wat hom gelos het, of hy het slegte nuus van die huis gehoor of so. En dit is hoe hy gereageer het, toe die stres so erg geraak het. Maar nog steeds het ons as manne verder gegaan en ons is deur hierdie opleiding, en selfs daardie jong man het sy opleiding geslaag, en hy het deur dit gekom. En hulle was almal wenners. Hulle daardie oefenskool het hulle geslaag. En dit is hoe 'n oefenskool ons voorberei vir alles wat in die toekoms gaan gebeur. Ek het laas jaar, sal ek onthou, toe doen ek gevorderde duikersopleiding. En ek is ook nou nie meer 'n jong man nie. So dit vat nogal in 'n mens. En terwyl ek onder die water is en ek het geen energie om vorentoe te gaan nie. Niks. Ek kon net nie meer nie. Toe ewe skielik skop daardie gedagte by my in, toe ek op basiese opleiding was en het gevoel ek kan nie verder gaan nie. Toe was daar 'n tweede asem en ek kon verder gaan. En toe ek daardie koneksie maak, toe voel dit daar diep onder die water waar donker is waar ek is, ek kan nog aangaan. En ek het aangegaan. Hoekom? Die oefenskool van die weermag het my voorberei vir daardie scenario waar ek dit nodig gehad het. So in die geloof gebeur dinge met ons in ons lewe, wat dit ook al mag wees. Maar daardie ding waardeur jy gaan, jy verstaan dit nie nou nie, maar later in jou lewe gebeur weer iets, en jy sien, my Here, daar het die Here my iets geleer, wat ek nou hierso kan toepas in my lewe. En as u gaan sit en u dink terug in die lewe, al die pyn, sorge en smart waardeur jy is, en jy probeer identifiseer, wat het die Here my daar geleer? Het die Here ons geleer, sy teenwoordigheid is die belangrikste, sy guns rus op ons lewe? Wat het die Here ons daar geleer? Geliefdes, ons kan met groot nuwe oë na ons omstandighede kyk. Ja, dit is nie aldag maklik nie. En ons word kwaad en verbitterd. Maar ons moet weet dat God is in beheer. En hy is besig om ons voor te berei. Om te midde van groter druk staande te bly. Ons stryd het 'n doel en God voer heerskappy daaroor. So berei God ons voor om in moeilike tye getrou te bly aan hom en staande te bly. En ek bid en vertrou die Here werklik dat wanneer u weer 'n probleem of 'n uitdaging in die lewe ondervind, dat u hierdie woord van vandag sal onthou. Dit is 'n oefenskool
waardeur God jou vat om jou voor te berei vir iets anders. En daarvoor gee ek die Here altyd die eer dat ek weet ook dat, maak nie saak wat ek in my lewe deurgaan nie, maak nie saak wat gebeur nie, die Here het beloof in sy woord, hy sal my nooit alleen laat nie, hy is altyd by my. En op dit kan ons staat maak. Ons kan vriende verloor in die lewe, ons kan 'n eggenoot verloor, ons kan ons besittings verloor, maar weet jy wat? Jesus kan ons nie verloor nie. Hy is ons rots, ons anker, waarop alles staan. Amen. Terwyl jy so bly sit, kom ons bid net saam. Almagtige Hemelse Vader, U grootheid en genade kan ons nooit pyl nie. Ons is verstom oor U liefde vir sondaar mense. Vergewe tog ons twyfel en klein geloof, wanneer ons moedeloos en wanhoopig raak, omdat ons teenkanting kry en mense ons bestry. Help ons om te besef wat ware voorspoed, vrede en geluk beteken, en dat ons daarin deel te midde van ons stryd. Help ons dat ons met sekerheid kan weet dat ons gekies is tot geloof in U Seun, en dat ons in Hom deel in sy oorwinning oor die hele wêreld en al sy onregverdige aanslae. Here, bewaar ons van die bose, sodat ons nie agter skyngeluk en voorspoed aanloop nie. Maak ons getrou aan U en al U beloftes, en laat ons in gehoorsaamheid loop waar U Gees lei. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Mag die Here U seën en behoed. Mag hy sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Mag hy sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.